Goeiedag geliefdes in die Here, weer eens with you. Hierso vandag wil ek begin met die praat oor die woord van God wat die basis is vir ons seën. Maar voor ons verder gaan, kom ons vra eers die seën van die Here. Dan gaan ons begin met die 16de videoetjie in die reeks oor ons seëninge. Ons het in die voriges gekyk na wie is ek in Christus, wat is seëning het ek in Christus, en ons het oor baie dinge gepraat, maar vandag gaan ons begin om te praat oor die basis vir ons seën is die woord van God. Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus. Met dankbare harte, o Here, dat ons gered is. Dat ons 'n Bybel in ons huis het. Dat ons die Gees inwonend in ons is en het. En dat ons uit die woord kan lees onder leiding van die Gees. En dat ons self deur die Gees geskool word. O Here, ons gaan in hierdie volgende boodskappe weer eens praat oor die belangrikheid van die woord. U self het laat opskryf in 2 Timoteus 3:16 dat die hele skrif is deur U ingegee, sodat ons daaruit kan leer. Dinge kan weer leer wat nie waar is nie, sodat ons as kinders van God volkome kan wees in ons weë. Here Jesus, ons hoef nie ten gronde te gaan deur 'n gebrek aan kennis nie. Ons moet net lewe volgens U wil, volgens U woord. Help ons om ook die tyd uit te koop, Here, om tyd te spandeer binne in die woord. En U Gees van God lei vir ons. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Nou vriend en vriendin, in die vorige paar lesings oor wie is ek in Christus, het ons duidelik gesien wat 'n voorreg dit is om in Christus kind van God en 'n verloste te wees. Ons het oor en oor gehoor dat ons in hom geseënd is en met al die seëninge wat daar in die hemel is, en ons het ook bewus geword daarvan dat ons nie meer nodig het om soos geestelike bedelaars te leef nie, maar dat ons as kinders van God, koningskinders, na God toe kan gaan en dat God wil voorsien na die rykdom van sy genade. Hy wil alles vir ons tot beskikking stel. Nou die vraag is nou net dit. Gaan die feit dat ons dit weet enige verskil in ons lewens maak? Gaan ons voortaan anders dink en doen omdat ons weet dat ons geseëndes is? Gaan ons in die toekoms minder twyfel aan die goedheid van God? En gaan ons meer moed hou as alles rondom ons donker begin lyk? As ons moet sê nee op hierdie vraag, as ons moet nee antwoord op hierdie vraag, dan het alles wat ons geleer het eintlik vir ons niks beteken nie. Want jy sien, dinge word nie outomaties net onsin, omdat ons dit weet nie. Ons moet eers begin gebruik maak daarvan. Dit help niks as ons hoor iemand het vir ons 'n klomp geld in 'n bankrekening geplaas en ons gaan dit nie trek nie. Vriende, ek het vanmôre 2 persone na die Here toe gelei en ek het vir hulle gesê, dit help nie jy glo net in die Here nie. Jy moet hom ook aanneem. Geloof sonder werke is dood. Jy moet besef jy is 'n sondaar, maar jy moet dit ook bely. Jy sien, alles het so twee kante. My vriende, kom ons gaan terug na hierdie toe wat ek praat van die bankrekening. Alles daar ook hoeveel geld op my naam, hoeveel geld het my beskikking, sal dit vir my niks werd wees as ek nie na die bank gaan en kyk wat opsies daar is en dit opeis vir myne nie. Jy sien, as ons wil hê dat die rykdomme en die seëninge van God wat Jesus vir ons verwerf het, ons moet word en werklike verandering in ons lewens, ons gedagtes, ons dade en ons woorde moet bring, sal ons doelbewus sekere dinge moet doen. En dis oor hierdie dinge wat ek met u wil praat. Kom ons kyk net na 4 puntjies. Eerstens, ons moet begin glo dat God bedoel het wat hy sê. Onthou Numeri 23:19, maak 'n nota van dit, leer dit. God is nie 'n man of 'n mensekind dat hy iets sou sê nie waar maak nie. God kan nie berou oor wat hy gesê het nie. Alles wat God dat opskryf, het hy goed deurdink en hy weet hy kan dit gee, want hy is 'n waarmaker van sy woord. Die tweede ding, ons moet die bron van God se beloftes, dit meen die woord van God, gaan studeer. Ons moet dit ken, ons moet dit ons eie maak.
Want hoe kan jy weet wat jy moet doen as jy nie weet wat in die woord staan nie? Maar daarom het God ook sy gees aan ons gestuur, die Heilige Gees. Daarom sê Filippense 2:13, dit is die gees van God wat in ons werk om God se wil voor te bring. Hy leer ons bid, hy leer ons die woord, hy verander ons na die gelykvormigheid van Jesus. Ja, hy is die een wat ons wederbaar verander. Die derde punt is dit. Ons moet besef dat Jesus dit vir ons verwerf het en ons moet God se beloftes vir onsself toeëien en daarop staan. Die vierde punt is, ons moet met God begin saamstem en daagliks ook sy woord bely. Nou vriende, ek gaan net een van die afdelings vandag met u deel. En dit is die eerste, en ons moet begin glo dat God bedoel wat hy sê. Weet jy dat as ons iemand nie vertrou nie, sal ons nie op hom staat kan maak nie. As ons nie weet hy is deur en deur betroubaar nie, sal ons nie glo dat hy ons kan help nie. Al beloof hy ook dit hand en mond. As ons enigstens twyfel aan sy eerlikheid en betroubaarheid, sal ons nooit weet of hy regtig bedoel wat hy sê nie. Vriende, daarom wil ek vandag vir u sê, net so is dit tussen ons en God. As ons op God se beloftes wil staan, as ons op sy seëninge wil staan en dit vir ons toeëien, sal ons eers baie seker moet wees daarvan dat hy deur en deur betroubaar is, dat hy altyd die waarheid praat en dat hy doen wat hy beloof en dat hy die mag het om sy beloftes te vervul. Die tweede puntjie, God is deur en deur betroubaar. Jy sien vriende, laat ek vir u sê, getrouheid en onveranderlikheid is een van God se mees uitstaande eienskappe en daarom kan ons weet hy is altyd betroubaar, absoluut betroubaar. Hy is altyd dieselfde. Hebreërs 13:8 sê dat die Here Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. 1 Korintiërs 1:9 sê dit ook vir ons, God is getrou. 2 Korintiërs 1:18 sê, so waar as God getrou is. 2 Tessalonisense 3:3, maar die Here is getrou. Openbaring 19:11 sê, hy word genoem getrou en waaragtig. Jakobus 1:17 sê, die Vader van die ligte by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. En soos ek gesê het, Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. In Openbaring 1:8 sê hy self, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is, wat was, wat kom, die Almagtige. Openbaring 1:8. So vriende, uit hierdie klomp woorde kan ons sien, nie woorde nie, verse kan ons sien, God is getrou. Ons kan op hom staat maak. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Hy is 'n voorsiener. Hy sal ons dag vir dag deurdra. Tot ons aan môre praat, dan praat ons oor nog van die puntjies. Oor God praat altyd die waarheid. Tot môre dan, God seën u. Vader, seën die woord, seën elke een van ons. Dankie Here dat ons in die leerskool van God kan wees. Dat ons onder leiding van die Gees van God hierdie dinge kan spreek, dat ons dit uit die boek gaan haal, wat deur God ingegee is, deur God laat opskryf is vir ons. Ja Vader, ons glo elke woord, want die woord is betroubaar, die woord is onveranderlik, net soos u. Aan u die lof, die eer en die aanbidding, kom o Heer, bereik u goddelike doel in elke een van ons lewens. Leer ons, lei ons, skool ons, verander ons, sodat ons kan wees, soos wat u wil hê, ons moet wees. Laat u wil in ons lewens geskied, nie ons en nie o Here, laat u wil geskied. Dankie Here, vir u genade, u liefde en u vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees sy en bly met elkeen van u. Lees jou Bybel, onder leiding van die Gees van God,
en weet dat elke woord daarin is waar. God seën nie.